Goeiedag almal en welkom by die Vlam van Vreugde podcast. Nou ek is Carlo Jacobs, soos julle weet, ek is die leier van die podcast. En ek het 'n klein kort woord wat ek graag met julle wil deel. En ek kon dit gewag het en het 'n vreugde vir die dag boodskap gehou het, maar die Here het dit op my hart gelê dat ek dit nou met julle moet deel. Nee. So ons het vanoggend in die kerk gesit en die pastoor het gepraat oor dankbaarheid. En hy het 'n stuk in die Bybel gelees en ek gaan dit nou vir julle lees. Dit is 1 Tessalonisense 5 vers 18. Dit sê: Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Dis eintlik so 'n eenvoudige woord. Dankbaarheid. Ons moet dankbaar wees teenoor die Here. Maar ons is nie dankbaar altyd nie. Dit is die realiteit. Ons doen dit nie. Maar hoekom doen ons dit nie? Ons is so vinnig om te kyk in die probleme wat voor ons lê. Maar ons is nie vinnig om vir die Here dankie te sê vir die dinge wat ons wel nog het goed in die lewe nie. Ons kyk aan alles wat sleg is en ons sien, en ek is ondankbaar, klaar. Maar ek sê nie vir die Here ooit dankie nie. Jy sien, die ding is, daar is dinge in ons lewe wat baie keer skeef loop. Daar's baie keer dinge in ons lewe wat fout gaan. Maar dan moet jy vir die Here dankie sê, dat dit nie erger is nie, want dit kon erger gewees het. Maar ons doen dit nie. En hoekom nie? Want God se woord maak dit vir ons duidelik, dat dit Jesus Christus se wil is vir ons, dat ons in alles dankbaar moet wees. En die vers net na dit, vers 19 sê, blus die gees nie uit nie. So dit wil vir jou sê, dat as jy nie dankbaar is nie, dan blus jy die werk van die Heilige Gees uit in jou lewe. En hoekom wil jy dit doen? Ons wil ons meer van die Here se heerlikheid hê. Ons wil ons meer van die Here hê. Hoekom blus ons dan hom uit? En die rede ook hoekom ek hierdie besluit het om hier video te doen is, ek weet nie of julle my stem kan hoor nie, maar ek is bietjie siekerig. Nou, nie om oor myself of iets te praat nie, maar ek kon nou vanoggend gegaan het en gesê het, hoor jy so, ek gaan die kerk nou nie so worship nie, want my stem is nie goed nie. Nee. Ek worship nog steeds, want worship gaan nie oor my stem nie, kind van God. Worship gaan oor my hart. My hart is in aanbidding teenoor die Here, so ek sal aanhou om dit te doen. Want ek kon nou gesê het, my stem is so sleg en alles. Nee, ek is dankbaar dat ek steeds kan praat en ek sê, prys die Here, dat ek steeds 'n stem het, dat ek nog steeds die woord van God kan oordra, dat ek hierdie boodskap nou op YouTube vir julle kan bring. Prys die naam van die Here Jesus Christus, van die Here voorsien. Job sê dat die Here het gegee en die Here het geneem. Loof die naam van die Here. En kind van God, ons doen nie dit nie. Ons kyk altyd aan wat gevat is van ons. En ons blameer die Here vir dit. Ek weet nie wie moet hierdie hoor vandag nie, maar ons blameer die Here vir dit. En ons gee vir die Here al die skuld, sê, Here, U het al hierdie van my, U het alles van my weggeneem, ek kan nie meer aangaan nie. Maar jy kom hier tot op die punt waar jy sien wat jy wel nog in jou lewe het nie. En jy sê dankie vir die Here vir dit nie. Het gaan net oor wat jy nie het nie. En kyk vir God, elkeen van ons is tot op 'n mate so elkeen van ons het iets om aan te werk vandag. Die Here kom vandag, of vanoggend, wanneer julle hierdie kyk, die Here kom vandag, en hy wil net vir jou herinner, dat my kind, jy moet dankbaar wees. Ek wil jou uit die kettinge van ondankbaarheid uittrek, want ondankbaarheid bring 'n ongelukkige gemoed, en 'n ongelukkige gemoed bring dat jy nie wil bid nie, bring dat jy nie die woord van God wil lees nie, bring dat jy nie wil kerk toe gaan nie. Mense vertel van die groot kragte van Jesus nie, jy doen dit nie, want jy is ondankbaar. Daarom kom die Here en hy sê, my wil vir jou is dat jy dankbaar moet wees. Ek wil hê jy moet sien wat ek doen vir jou. En ek wil hê jy moet vir my dankie sê vir wat ek doen vir jou. Maar dit gaan nie net oor onsself nie, kind van God. Dit gaan oor die Alfa en die Omega, die begin en einde. Die koning van konings en die God van die gode. Die Here Jesus Christus, wat elke dag kom en elke dag vir ons voorsien. Ek kon gekom het en gesê, ek wil nie hierdie video doen nie, Here. Want my stem, ek gaan ons nou so skaam kry vir my stem. Nee, dis nie hoe dit werk nie, kind van God. Ek is bietjie siekerig, ja. Maar prys die Here, dat ek steeds hierdie kan doen. Want dit gaan oor dit gaan oor ek wat doen wat die Here vir my sê. Dit gaan nie oor die mense wat my moet sien en my stem en al, nee. Het gaan oor ek wat gehoorsaam is teenoor die Here en hierdie video doen vir julle.
sodat julle kan besef dat ons dankbaar moet wees teenoor wat God vir ons doen. Want elke dag is hy daar vir ons. Jakobus 4 vers 8, dit sê vir ons, nader tot God en hy sal tot jou nader. So, hoekom nader jy nie? Kind van God, is belangrik dat jy daai vraag beantwoord vandag. Hoekom nader jy nie tot God nie? Hoekom verwag jy alles moet net na jou kant toe kom? Maar die vraag is, hoekom? Hoekom is ons dankbaar? En hoekom moet ons nie kla oor die dinge wat fout gaan in ons lewe nie? Hoekom moet ons nie kla nie? Ek gaan vir jou nou ietsie lees uit die woord van God uit. Hoekom ons nie moet kla nie, kind van God? Ons moenie. Ek vra om verskoning vir die kort onderbreking. Maar die rede hoekom ons nie moet kla oor dit die dinge in ons lewe nie, is van die welbekende Jeremia 29 vers 11 sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Die Here is in beheer van jou lewe. Moenie kla oor die dinge wat sleg gaan nie, maar weet dat die Here dit alles doen tot ten goeie mee, want Romeine 8 vers 28 sê dit vir ons, dat die Here alles ten goeie meewerk vir die wat God lief het, vir die wat na sy aanneme geroep is. Die Here sal alles goed uitwerk, en die Here het 'n plan. Hierdie slegte tyd, hierdie donker gat waarin jy nou is, kind van God, is deel van Jesus se plan vir jou lewe. En jy moet nie mismoedig raak nie, jy moet nie ondankbaar raak nie, jy moet sê, prys die naam van die Here Jesus, dat hy vir my voorsien, dat hy vir my elke dag genoeg gee. En is tyd, kind van God, dat ons uit ons ondankbare houding uitkom, en begin die naam van die Here loof. En as jy die naam van die Here groot maak, voor ander mense by jouself, as jy die naam van die Here groot maak, dan sal die Here vir jou kom voorsien. Want Jeremia 29 vers 11 sê vir ons, ja, jy weet, hoopvolle toekoms, prys die Here. Maar vers 12 en vers 13 sê, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind as julle na my vra, met julle hele hart. Mense is vinnig om Jeremia 29 vers 11 te kwoteer, maar hulle doen nie vers 12 en 13 ook nie. So die Here kom en hy sê, ek het gedagtes vir jou, ek het goeie gedagtes vir jou, maar jy moet ook my aanroep, tot my bid, en my soek met jou hele hart, en dan sal jy vind. So kind van God, dit is hoekom ons jy ondankbaar moet wees nie. Ons moet dankbaar wees vir wat die Here vir ons doen, want as ons dankbaar is, sal ons die Here soek. En die Here sê in sy woord, dat as jy soek, sal jy vind, as jy klop, sal ek vir jou oopmaak. Dis wat die Here vir ons sê. En ons weet, dat die Here gaan nooit teen sy beloftes nie. So dit is wat ek vandag van jou vra. As jy net dit kan besef, kind van God, en kan besef wat die Here alles in jou lewe vir jou doen, dan sal jy soveel beter lewe hê. Jy sal soveel groei geestelik en nader aan Jesus kom. En dis waar ons sal wees. Nader aan Jesus, nader aan ons God, nader aan ons koning. Baie dankie dat elkeen van julle gekyk het, en ek hoop julle het ietsie geleer, en miskien ietsie gekry uit. Prys die naam van die Here, en wees altyd dankbaar. En onthou om altyd aan die brand vir die Here Jesus Christus te wees, want wat help het jy sê se kind van hom, maar jou aksies wys dit nie, nee. So bye julle, mag julle 'n geseënde dag hê, en onthou om altyd die naam van die Here Jesus Christus op te hou. Shalom.